Goeienaand, in ons aandgodsdiens vanaand lees ons die laaste 2 verse van die tweede brief van Johannes. Ons maak dan klaar vanaand met ons studie en oordenking van die tweede brief van Johannes, vers 12 en vers 13. Daar is nog baie dinge om vir julle te sê. Ek wil dit egter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Kinders van jou uitverkore suster stuur vir jou groete. Lees dan net so ver. Dit is die woord van die Here wat vanaand tot ons spreek. Vir baie mense het geloof vandag uitsluitlik 'n digitale oefening geword. Hulle luister na 'n preek op YouTube, hulle volg 'n paar Christelike bladsye, hulle lees 'n oordenking op 'n selfoon. Uit die groot aanbod van geestelike boodskappe kies hulle die boodskappe waarvan hulle hou. En as 'n prediker te skerp praat, as hy 'n moeilike waarheid aanraak, as hy iets sê wat ongemaklik maak, dan druk hulle die knoppie en hulle gaan aan na die volgende een toe. En so kan ons sê, skep mense maklik vir hulle self 'n soort ontwerpersgeloof. Ek stel self vir my 'n geloof saam wat by my voorkeure pas. Ek kies die predikers waarvan ek hou, ek kies die waarhede wat my troos, ek luister na die boodskappe wat bevestig dit wat ek gemaklik is om te glo. Vir die res bly geloof 'n persoonlike, private saak. Ek praat nie werklik met ander gelowiges nie, hulle ken my lewe ook nie werklik nie. Niemand sien wanneer ek geestelik begin dwaal nie. Niemand vra of ek gehoorsaam is aan die woord wat ek gehoor het nie. Ek hoef ook nie iemand anders se geloofslaste te help dra nie. Geloof is dan net iets wat tussen my en my skermpie gebeur. Nou Johannes se slotwoorde hier aan die einde van sy brief spreek eintlik direk tot hierdie tendens. Hy sê vir die gemeente hy het nog baie om aan hulle te skrywe, maar hy wil dit nie alles deur papier en ink doen nie. Hy hoop om self na hulle toe te kom. Hy wil van aangesig tot aangesig met hulle praat, sodat hulle blydskap volkome kan wees. Nou bedoel Johannes nie dat die geskrewe woord onbelangrik is nie. Hy het dan juis hierdie brief geskryf. Deur hierdie brief wat hy geskryf het, het hy die gemeente gewaarsku teen die misleiers. Hy het hulle geroep om in die waarheid te bly. Hy het hulle geleer dat liefde en gehoorsaamheid nie van mekaar geskei kan word nie. Ja, papier en ink kan die waarheid dra. En vandag kan 'n skermpie dit ook doen. 'n Digitale boodskap kan ons leer, kan ons waarsku, kan ons bemoedig in die geloof. Maar Johannes sê, papier en ink is nie genoeg vir alles nie. Die waarheid moet nie net gelees of gehoor word nie. Dit moet binne die gemeenskap van die gelowiges geleef word. Daarom wil hy persoonlik na hulle toe kom. Hy wil nie net nog inligting oordra nie, hy wil met hulle praat, hy wil na hulle luister, hy wil hulle onderrig, hulle waarsku, hulle bemoedig, maar meer nog, hy wil hulle in die oë kyk, hy wil hulle lewe deel. Hy verlang daarna om van aangesig tot aangesig by hulle te wees. En dan sê hy iets baie besonders. Dit sê hy sal gebeur, hulle blydskap sal dan volkome wees. In Johannes se geskrifte is blydskap nie net 'n lekker gevoel nie. Ware blydskap kom uit die gemeenskap met die Vader en die Seun. Dit groei uit die waarheid van die evangelie, uit die gemeenskap met mense wat saam in daardie waarheid leef. Ons blydskap in Christus is daarom nie bedoel om geheel en al 'n privaat saak te wees nie. Dit groei tot werklike diepte wanneer ons saam met ander gelowiges aanbid. Wanneer ons saam onder die woord sit. Wanneer ons saam ons lyding sien in die lig van die woord. Wanneer ons saam die trou van God beleef. Ons het nodig om die waarheid nie net op 'n skerm te sien of uit 'n luidspreker te hoor nie, maar dit ook in die lewe van ander gelowiges rondom ons raak te sien. Hier aan die einde van die brief, in vers 13, verdiep hierdie gedagte nog verder. Johannes sluit hier af met die groete
van die kinders van die uitverkore suster. Nou gaan nou terug na die begin van die brief toe. Daar in vers 1 sal jy sien, daar skryf Johannes aan die uitverkore vrou en haar kinders. Die brief begin dus by die uitverkore vrou en dit eindig by haar uitverkore suster. Hierdie twee gemeentes saam omarm as ware die hele brief en sy boodskap. Johannes skryf nie aan los individue wat elkeen op hulle eie teen dwaalleer moet staande bly nie. Hy skryf aan 'n gemeente wat deel is van die kerk van God. Uitverkore gemeente, die uitverkore vrou, uitverkore suster. Ons plek in God se huisgesin begin nie by ons besluit nie. Dit begin by God wat mense deur sy woord en sy gees tot Christus roep en wat hulle in die eenheid van die ware geloof in sy kerk vergader. God se uitverkiesende genade roep nie net 'n klomp individue om afsonderlik as gelowiges elkeen op sy eie voor te gaan nie. Hy vergader vir hom 'n volk, 'n huisgesin, 'n liggaam, die liggaam van Christus. Hierdie een kerk van Christus word op aarde sigbaar in konkrete plaaslike gemeentes. En hier skryf Johannes aan een so gemeente, die uitverkore vrou. Maar 'n ander gemeente, haar uitverkore suster, stuur groete. Hulle is twee gemeentes op verskillende plekke. So susters kan hulle verskillende geskiedenisse, verskillende karakters, gawes en omstandighede hê. Hulle hoef nie aan alles presies dieselfde te lyk nie, maar hulle is ook nie mededingers nie. Hulle het dieselfde Vader. Hulle behoort aan dieselfde Christus. Hulle word deur dieselfde waarheid in een geloof saamgebind. Plaaslike gemeentes is nie eilande nie, net so min as wat individuele gelowiges eilande is. Daarom is die gemeenskap van gelowiges nie 'n opsionele byvoeging tot jou persoonlike geloof nie. Jy word nie net geroep om te glo en jou geloof met die woord te voed nie, jy word ook geroep om jou geloof binne 'n plaaslike gemeente uit te leef. Daar staan jy saam met ander gelowiges onder die woord van God. Daar word jy ook geken, daar word jy vermaan, daar word jy bemoedig, daar word jy gedra. Maar daar gebruik jy ook jou gawes tot voordeel van die ander. Daar leer jy om nie net te ontvang nie, maar om ook te dien. Dit is waarom die Hebreërbrief ons waarsku om nie van die samekomste van die gemeente af weg te bly nie, maar dat ons mekaar liewer moet aanspoor en bemoedig om dit by te woon en dit des te meer na mate ons die oordeelsdag sien naderkom. Op 'n ander plek beskryf Petrus ons as lewende stene wat saam opgebou word tot 'n geestelike huis. 'n Steen wat alleen lê, vorm ons nie 'n huis nie. Ook Paulus beskryf die gemeente as 'n liggaam met baie ledemate. Die oog, die hand, die voet, elkeen het 'n ander funksie, maar elkeen dien die liggaam. Die gawes wat die Gees gee, word nie net gegee vir persoonlike verryking nie, sê hy. Ons ontvang dit om mekaar te dien en om die liggaam van Jesus Christus op te bou. As jou geloof dis net 'n digitale lewe het, mis jy iets wesenlik. Dan ontvang jy, maar jy behoort nie werklik nie. Jy luister, maar jy word nie geken nie. Jy kies wat jou pas, maar jy onderwerp jou nie aan die sorg en die leiding van 'n konkrete gemeente nie. Jy word soos 'n liggaam wat net uit 'n mond bestaan wat gevoer wil word, maar geen hande het wat dien en geen voete wat die laste van ander help dra nie. Die vraag in die geloof moet daarom vir ons nie net wees, waarmee word ek gevoed nie? Word ek regtig gevoed met die suiwer woord van die evangelie nie? Nie net dit nie. Die vraag is ook, waar leef ek as 'n lid van Christus se liggaam? Wie ken my geestelike toestand? Wie kan my aanspreek wanneer ek afdwaal? Wie dra ek? Wie bemoedig ek? Waar gebruik ek die gawes wat die Here aan my gegee het? Dit is goed om die Bybel te lees, dit is goed om geestelike boeke te gebruik, dit is natuurlik goed om na die suiwer prediking van die evangelie te luister. En die hulpmiddels van ons digitale tyd
kan natuurlik baie waardevol wees. 'n Skerm kan die koninkryk van God dien. 'n Skerm kan die gemeente dien, maar dit kan nie die gemeente vervang nie. Jesus Christus vergader nie 'n digitale gehoor nie. Hy bou 'n lewende gemeente waarin sy kinders saam glo, saam groei en mekaar dien. En ek en jy moet daarvan deel wees. Papier en ink is nie genoeg nie. Die skerm voor my is nie genoeg nie. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat U ons deel maak van Christus se liggaam, van U kerk op aarde. Dankie dat U weet hoe swak ons is, hoe maklik ons struikel, hoe maklik ons afdwaal, en dat U ons daarom nie alleen laat nie, maar vir ons 'n plek gee tussen U kinders. Vader, bewaar ons daarvan om hardnekkig eenkant te staan soos wegloopkinders, terwyl ons eintlik aan U gesin behoort. Leer ons om nie tevrede te wees met die krummels van die geloof op 'n afstand nie, maar om U teenwoordigheid te soek waar U kinders ook al saamkom, U woord te hoor, saam te bid, mekaar te dien. Here, vergewe ons skuld en ons sondes, was ons skoon deur die bloed van U Seun Jesus Christus en hou vas ons in die geloof. Bewaar ons tot eer van U naam, sodat ons vir U en U koninkryk behoue sal bly. In Jesus naam. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp-kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.